Sy, great. Goeiemôre manne. Is lekker om julle almal te sien vanoggend man. Kom ons bid. Dankie Here dat U goed is en dat U getrou is, dat daar niemand soos U is nie. En Here, dankie vir 'n woord vanoggend tussen murg en been. Dankie vir 'n waarskuwing, maar ook 'n belofte. En Here, dankie dat saam met elke waarskuwing is daar belofte en saam met elke belofte, Here, is daar 'n plek wat U bonatuurlik vir ons iets wil doen. Ons het U oneindig lief, Here. Amen. Sy. Kyk boys, as ek vanoggend vir jou vra, hoe gaan dit in jou huwelik? En die wat nie getroud is nie, dis okay. Vat ons raad. Amen. Take note. Gaan dit in jou huwelik? Gaan dit tussen jou en jou vrou? Wat is jou mentaliteit eendag vir jonger ouens oor huwelik en net oor jou vrou? Ek wil vir jou sê dat die hemel wat jou antwoord is direk gekoppel aan die manier hoe jy jou vrou hanteer. Ek wil jy moet hoor daaraan. Of die Here jou gebede antwoord en of daar 'n kragtadige losbreek van die hemel oor jou is direk gekoppel aan hoe jy jou vrou hanteer. Nou wie dink jy moet nou skielik versigtig raak oor hoe jy jou vrou hanteer? Ek gaan nou vir jou skrif gee, jy kan nou nog so 'n bietjie met jouself redeneer. Gaan van na 1 Petrus 3 vers 7 toe. My opskrif, my vrou, my hemelse skat. En nou kan jy vir my sê, Jason, ek ken nie my vrou nie. Nee? Dis nie wat ek bedoel nie. Kyk, my vrou, my hemelse skat. En hier is die probleem, wanneer ons gespanne is die konflik gewoonlik nie met mense van buite af nie, met mense van binnekant af. As ons nie lekker voel nie, dan haal ons dit op ons vrouens uit, of as ons geïrriteerd is, dan is dit die plek gewoonlik waar die vonke spat. En die Here kom en hy gee vir ons 'n massiewe waarskuwing, maar ook 'n massiewe belofte. Wie wil hê die Here met sy gebede antwoord? Nee? Nou 1 Petrus 3 vers 7, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe aan die vrou en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys. Wat hy sê, daar's iets verstandig by jou wat moet gebeur, want hulle is nie die sterker geslag nie. Okay. Nee, dames, die van julle wat inkyk by man wees, nee? Jy is die swakkere geslag, al dink jy nie jy is nie. En hoor gou mooi, hy sê die volgende, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is. Nee, daar's 'n erfporsie van God se genade oor jou. Maar dan maak hy 'n interessante stelling. Hy sê, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Wat sê hy? Hy sê, as jy hierdie nie reg kry nie, is daar iets wat blok op jou gebede. So ek hanteer nie my vrou met die grootste respek, nee, omdat ek vanaand al wil styf vashou nie. Nee, hier is nou man, ja, okay, kom deel nie dit nie. Ek hanteer hom met die grootste respek, want ek wil hê die Here moet my hoor. Nou dink gou vinnig daaraan. Dink aan alles wat in jou lewe gebeur. Dink hoeveel gebede, hoeveel tyd spandeer jy daarvoor om die Here te soek vir jou gesin en vir deurbraak en vir voorsiening. En al wat ek vir jou wil sê is, kry dit reg met jou vrou en dit gaan baie makliker gaan. En hy sê dit direk te ons kan nie dit skop nie. Maar Jace, wat as my vrou battle, wat doen ek? Wel, dis jou verantwoordelikheid om haar te was. Wie is die meerdere? Veronderstel om te wees, jy. Wat bedoel dit? Ek wil jy moet gou dink aan 'n eenvoudige ding. Gaan fyn na Efesiërs 5:25 toe. Hy sê die volgende daar, hy sê, ek lees dit vir jou. Wees
Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty, ekskuus, as ek weer reg die ene, Matteus, ekskuus nee, dis nie Matteus nie, dis Efesiërs 5:25, halleluja. Ek sou nou die hele tyd gewag het vir die kerringvers en hom gelees het tot ek blou is en ons niks uitgekom het nie. Ja, ek so lank gevat het, maar ek sou daar gekom het, boys. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Stop gou vinnig daar. In jou siel, in jou liggaam, in jou gees, jou eie vrou lief hê. Punt. Jy laat nie eens in jou gedagtes 'n ander vrou toe nie. Hallo? Waar begin alle sonde in ons gedagtes? Waar begin alle downfall in jou gedagtes? Jy laat dit nie eens hier toe nie. Nee? Dan sê die volgende, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. Stop gou daar. Yes. Hoe het Christus homself oorgegee vir jou? Dink dit aan daai een beginsel. Hoe het Christus homself oorgegee vir jou? Ek sit gister met 'n dame in my kantoor. Sy het baie cool, sy het ons siener video's gesien en sy het gekom vir raad en net wat sien die Here. En ons begin toe is, het jy al Jesus aangeneem? Nee, ek het nog nie, want ek voel nog nie reg nie. En hier neem sy die Here aan. Daai was so cool geweest. Daai die hele video die moet werd gemaak. Maar hier is die beginsel. Is, ek moes vir haar verduidelik het, dat, en sy is nie by ons in die gemeente nie, sy kyk nie ons video's nie, so kan hy nie met jou deel, sy is 'n verslae alkoholist. En sy sê, maar ek moet eers skoon wees van al my sonde, tot voor ek die Jesus aanneem. Ek sê vir haar, nee, dis 'n wanpersepsie daar buite. Jesus vat jou vuil, stikkend, gebroke, 'n vrot, van die pad af. En nou sê hy wat? Hy sê, hoe moet jy jou vrou lief hê? Soos ek die kerk lief gehad het. Hy het nie gekom en gesê, jy moet eers okay wees en dan gaan ek jou lief hê nie. Hy het die kerk lief gehad waar die kerk stikkend en gebroken is en gesê, kom ons journey nou om jou okay te kry. Dis my verantwoordelikheid as priester, profeet en koning. En hy verwag dieselfde liefde van ons kant af teenoor ons vrouens. Met ander woorde, daar waar sy nie okay is nie, as jy nie man, ruk jouself reg nie, en ek preek vir myself vanoggend. In die week het my vrou so 'n bietjie emosioneel geraak oor klomp battles net, en mense in die kerk, en nie emosioneel, sy het net gesê, hier is bietjie intens. En ek het nie heeltemal reg hanteer nie, want ek is gewoonlik 'n buffel, ek storm vorentoe en ek is 'n spel, jy is met my of teen my, dis nie, as jy teen my is, staan uit die pad uit, want ek word geroep en ons hardloop vir wat die Here sê. Vir hulle is dit bietjie moeiliker. Maar hoe moet ek dit hanteer? Met intense genade, moet ek vir sê, hey, ek gaan jou nou was in die woord. Wat beteken om jou vrou te was in die woord? Want as hy bedoel dat ons vrouens eers volmaak moet wees voor ons hulle moet lief het, en voor ons hulle moet toemaak, en voor ons hulle moet versterk, dan sou hy nie die volgende gesê het nie. Hoor gou wat hy sal sê, hierdie is crazy, nee? Om dit te heilig, en hy praat vir die gemeente, kom ons begin weer, hy sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het. Nee, jou vrou, jouself oorgee vir jou vrou. En as jy dit nie reg kry, nie gaan die Here jou nie oor nie. Om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het, met die waterbad deur die woord. Stop gou daar. Waterbad deur die woord. Wat beteken waterbad deur die woord? Die Here druk weer iets op my hart. Dis baie keer makliker om iemand anders te lief te hê, want jy het 'n wanpersepsie van wie daai persoon regtig is. Ouens, nee, wat is daai storie aan die ander kant van die draad sê gras groener, hoekom want ons meer poef, bel? Die gras is altyd groener aan die ander kant, hoekom daar's meer poef. En in jou kop het jy dalk iemand anders te lief en jy het die ja, tot jy daai ander kant kom. Hy sê, Here help my.
Wat het ek gedoen? En dis van julle wat klaar daai vrug proe, jy het dalk jou vrou gelos en 'n ander vrou en in jou kop lief geraak val want jy het 'n wanpersepsie gehad en nou is jy by die poef. Moenie, nie hier nie, as jy commitment teen jou vrou gemaak het, is daar commitment, klaar. In beter of in slegter. Maar hoor die beginsel wat die Here doen. Hy sê wat? Hy sê wat? Jy moet haar lief hê, soos ek jou lief gehad het, jouself opgee vir haar, jy moet baie mooi en versigtig met haar werk, en dan praat hy oor was in die woord. Wat is was in die woord? Jare terug het ek 'n vriend, en hy verduidelik hierdie beginsel vir my, sy kind, hulle het 'n rapport gekry, of 'n verslag van die dokter, die kind gaan gestrem gebore word, en hy sê vir my, ek gaan my kind was met die woord elke aand. Ek sê, ha? Hy sit sy hand op sy vrou se maag, en elke aand profeteer hy woord oor die baba. Die dag toe die baba gebore is, die baba 100%. Was in die woord. Sê die Here hierso, dat die vrou jou moet was in die woord. Nee! Wie is die hoof van die huis? So wie moet was in die woord? Jy! So wanneer jou vrou nie vrede het nie, wie moet die vrede van die Here oor haar bid? Jy! En dis nie, hey, sit, ek moet jou nou was in die woord dat jy in lyn kom nie. Vrou? Nee! Dis daai stilte tyd wat jy het alleen, jy sê, Here, ek bid net die vrede oor haar nou. Hoekom? Ek wil hê jy moet hierdie verstaan. Omdat jy die hoof van die huis is, het jy gesag oor jou vrou. Ons verstaan dit nie, maar daai is geestelike gesag. Geestelike gesag. En die Here het eendag hierdie vir my so gewys. Staan in Malawi, 'n kind manifesteer demonies, totaal besete. Ek kan niks aan daai kind doen nie, niks nie. Wat ek ook al doen, ek kan nie. Ek gaan roep toe, die volgende dag, die kind is dood, ek meen eens wat laas keer so in Malawi toe was, daai kind wat so dood was, wat ons niks aan kon gedoen het nie, daar was geen lewe in die kind nie, Sangoma praat deur die kind, die kind lê daar, 16, dan sê die kind, ek is 'n Sangoma, hierdie is my naam, nee, praat Sangoma deur die kind, nee, en ek vererg my boeregat net daar. Ek wil hierdie ding stamp met die kop en ek kan niks doen nie. Ek sê vir hulle naderhand, nou bid ons al hoe lank, ek sê, vat die kind net terug na hut toe, ek sal môre terugkom. Volgende dag kom ek terug, en ek staan daar en ek bid vir die kind, en het begin goed gaan, en die volgende dag val die kind om, en die kind begin weer van voor af manifesteer, en ek staan, ek sê, Here, come on, gee vir my wysheid. Hy sê vir my, die kind bly in haar ma se huis. Laat die ma repent namens die kind, van is geestelike covering. Net daar, ek roep die ma, sy repent vir die kind se part, dadelik stop die demone, het ek gesag oor die demone. Verstaan jy dat jou vrou onder jou gesag is, en jou kinders onder jou gesag het, so jy het gesag om te was met die woord, jy het gesag om wat skeef is reguit te trek. Man van God, maar ons wil die hoof wees, saam met die hoof is die hoof in die gees ook, en jy het autoriteit en gesag om dit wat nie van die Here af is nie reg te trek, om haar te was in die woord, om haar te was in die woord, om dit wat nie is nie in plek te bring. En moenie 'n fout maak nie, nee, ek praat eendag met 'n ou van die buiteland, wat 'n Suid-Afrikaanse vrou, meisie date, en ek sê vir hom, so how's it? Hy sê, difficult. Ek sê, why? Hy sê, I've met a lot of women in the world, but I've never met Afrikaans women. Daar's 'n sterk kant aan hulle, wel? Jy trek nie, wel, ek van die hoofd dalk nie oor die berg, jy trek nie oor die berg kaalvoet en dink jy verstaan, daar's iets binne hulle wat 'n bietjie anders is, nee? Hulle weet nie wat ons weet nie, dit is nie net vir Driekus nie. Ek dink as hulle moeilikheid wil hê met hulle Afrikaanse vrou in die ring sit wat swanger is. Ek het nie gesê hulle vrouens moet kyk nie. Okay, so was in die woord. Ek wil nou vir jou sê, baie keer met ons vrouens is die enigste geveg wat jy gaan wen is 'n geestelike geveg. So jy moet in die gees kom. Fisies is dit net vonke. Wie het al fisiese ding probeer vat? Dit werk nooit nie. Ja, maar jy. Nee, dit werk nie. Kom in die gees en bid en was en bid en was. Jou hele gesin. As hoof van die huis is dit jou verantwoordelikheid.
sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So hier praat hulle van Jesus, maar hulle praat van jou. Jou gesin sonder gebrek is jou verantwoordelikheid van gebed en was in die woord. En nie net, ag Here, hierdie ding is krom, trek hom reguit nie, ek praat van jou kinders, nie van jou vrou nie, amen. Amen, ek moet nou versigtig raak, want ek weet my vrou kyk ook. Kan 'n lang naweek wees. Nee, ek praat van, en ek wil jy met jy verstaan, die verantwoordelikheid en gewig lê op jou, man. Want hoekom, as jy hierdie reg kry en jy maak 'n call en jy sê, Jesus liefie, ek voel links en sy voel regs, dan sy sê, ek val onder jou, want hoekom het my lief soos Jesus my lief het, en jy was my met die woord, ek vertrou jou. Wie weet, by vrouens gaan dit alles oor hoe hulle voel, nie noodwendig wat die realiteit is altyd nie. En voel is wat, die Heilige Gees praat baie keer met ons in, belewennisse en gevoel. En as jy al kan was en al vertroue in die Gees kan wen jy al. Dis nie 'n fisiese ding nie. Vir mans is dit 'n fisiese ding. Vir vrouens is dit 'n belewenis. As jy die belewenis kan regkry, deur die man van God te wees wat sy wil hê jy moet wees, wen jy die geveg. Nee? Nou hoor hoe interessant raak hierdie verder. So behoort die man hulle eie vrou lief te hê, soos hulle eie liggaam. Wie sy eie vrou lief het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Stop gou vinnig daar. Wees op sy gelukkigste as jy 'n braai vleisie op die vuur het en die kole klap en, Okay, wees nie op sy gelukkigste nie, jy is op die gelukkigste by 'n vrou as jy hom vashou en whatever, verstaan? Maar vir wie is daai ook goed? Amen. Nee, lekker vleisie, jy by die vuur, rustige musiek. Want dit gaan oor jou vlees. Dit gaan oor jou vlees wat net in daai plek van rus is. So hier maak hy 'n stelling en hy sê, jy moet jou vrou lief hê soos jou eie vlees. Hoe vreemd is dit? En dan sê hy, wie het ooit sy eie vlees gehad? Nee? As daar iets fout is met jou eie vlees, is dit soos, hierdie is vir my belangrik. Wie skielik net, dan kom jy agter my skouer seer en jy sê, Jesus, is iets fout met my vlees, hierdie moet ek uitsorteer, want ek kan nie funksioneer nie. Ek wil nou vir jou sê, as jy jou vrou nie lief het soos jou eie vlees nie, jy kan nie funksioneer as jou vlees krom is nie, gaan jy haar lief hê met 'n ander intensiteit. Dis asof daar iets fout is met jou, wanneer daar iets fout is met haar. Nee, en ek wil hê jy moet dit weet, daar is iets fout met jou as daar iets fout is met haar. Hoekom sê ek dit? Want die Here roep ons om een te word. Genesis 2:24, jy sal jou vaderhuis verlaat, baie gesin toe, jou krag is julle eenheid. Hoekom maak ek my vrou partykeer in die oggende wakker, ek sê kom bid saam met my, want ek besef, daar's krag wat nie gestop kan word, wanneer ons okay is met mekaar, ons is in eenheid, en ons stamp iets en niks kan dit stop nie. Jou perfekte eenheid is in eenheid met jou vrou wees. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees word. So wanneer ek my vrou lief het soos ek my eie vlees lief het, wanneer daar iets fout is met haar, as daar iets fout met my, kry ek myself in perfekte eenheid en ons word 'n wapen wat nie gestop kan word nie. Beweeg stadiger, maar beweeg saam met haar. Stop gou daar. Beweeg stadiger, maar beweeg saam met haar en niemand kan jou stop nie. So in eenheid met mekaar en in eenheid met die Here kan niemand jou stop nie. Ek sê baie goed vanoggend, maar jy moet regtig luister, hier kan jou lewe verander. So ek sal konstant vir my vrou vra, is ons in eenheid hieroor? Voel jy die Here op dit? Beleef jy sy hand in wat ek nou sê? En as sy vir my sê ja, as ek sê, kom ons vat hemel en aarde aan, Pel.
En ek sien die Here manifesteer in dit, ek sien hoe breek hy deur, want ons twee is okay met mekaar, ons twee is in eenheid oor hierdie ding, ons twee hoor die Here in dit. Nou hier is die ander verantwoordelikheid. Wanneer jy regtig die Here beleef en jou vrou sê nee, dan bid jy dat die Here haar hart sag maak. En dan is daar 'n plek wat jy as hoof gesag het om te sê, hey, hierdie is regtig die Here, ek wil hê jy moet in lyn kom met dit. En dan kom maar unity en jy stamp 'n ding. Matteus 18:19, gaan hy sien toe. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten dele val van my Vader wat in die hemel is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Kyk gou die krag wat die Here vir jou gee in jou vrou. Saamstem, saam bid, saam die Here soek, maar eers te begin dit by, as jy nie liefhet soos Jesus die kerk liefhet nie, gaan dit nie funksioneer nie. En in totaliteit jouself oorgee vir haar, want vir haar is dit 'n gevoel ding, ek voel veilig, ek voel jy het my lief, so ek back jou. Hey, luister. Dis van julle wat so wegdwaal, luister. Stop jou nonsens. Dis van julle wat ander vrouens in jou hart toelaat, stop jou nonsens. Dit gaan jou verwoes. Daai poef gaan jy eetbel. Hoor wat ek vir jou sê, jou poef is geboek aan die ander kant. Ok, nou voel ek jy luister. Gaan vir volgende, 1 Korintiërs 11 vers 3. Manne, ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en God die hoof van Christus. Daar is Christus, man, vrou, gesin en dis wat die Here destyds vir my gewys het met daai ma, die kind, toe sy repent, is eintlik die ouma gewees, was nie ma nie, maar die punt is, al was nie 'n ma nie, so die ouma het in plek gestaan. Toe die ouma repent, toe kon ek geestelike gesag vat, en toe sy dit vir my gee, toe kon ek geestelike gesag vat oor die kind. Want daar's 'n orde, daar's 'n rangorde, voor God. En dan kom hy sê, jy is soos Christus, en jy moet lief hê soos Christus. Nou dink hoe Christus jou lief het. Hoeveel vergifnis is daar vir jou van Christus se kant af? Hoeveel vergifnis is daar vir jou van Christus se kant af? Baie. Hoeveel vergifnis is daar vir jou teenoor jou vrou? Strike 1, strike 3. Wel, dis fyn as jy ook strike 1, strike 2, strike 3 wil hê. Dis fyn as jy wil hê die Here moet jou nie hoor nie. Wie weet jy die Here nodig in 'n tyd soos vandag? Efesiërs 5:22 gaan vir sin toe. Gesels met daai dame wat gister kom vir bevryding of 'n woord van die Here. En sy sê, 'n stelling, sy maak 'n stelling, sy sê, my man sê vir my, haar man het hulle verneek of verneek uitgestap aan 'n vrou, klomp goed, hulle hele gesin is verwoes na dit. Haar man haak af en hy sê vir haar, hoe het ons sulke kinders grootgemaak, my vloeksomme? Sy kyk in sy oë, sy sê, is jou skuld. Jy het my verneek en uitgestap en hierdie gedoen. Nou is die effek daarvan ons kinders sin. Nie 'n fout maak nie, man, as jy nie 'n plek inneem nie, gaan dit nie net jou vrug wees nie, maar jou kinders sin ook. Jy verwoes nie net jou nie, jy verwoes 'n hele generasie onder jou. Jy verwoes 'n hele generasie onder jou. En wat se wanpersepsie ook al van my het, okay, omdat jy sê, jy is ook geskei, nie ek of my vrou het gekies om te skei nie. Ons is gedagvaar deur ons egpare
en ek sê dit nie sommer op live nie, en hulle albei het 'n buite-egtelike verhouding gehad. Met bewys, ek het bewys daarvan. Ek nie geskei nie. Ek tel nou nog die stikkindheid op met my kinders. Want hulle is in 'n soliede huis. So ek bid nou nog saam met hulle, ek stap nou nog saam met hulle pad oor hulle gebrokenheid. Elke kind wat by my aankom en terugkom Kaap toe, vat ek en ek weet, dis 'n 2-3 jaar proses. Wat ek al my skills moet gebruik wat ek geleer het in die bediening om hulle gesond te kry. En Young toe hy aangekom het hard gevat om hom gesond te kry, is nou gesond. Lala, hard gevat om gesond te kry. Ek sit met Lala eendag, sy sê my pappa, wat vreemd is, jou storie bly altyd dieselfde van wat gebeur het. Mamma se storie verander week tot week. En sy skei nou weer. Volgende man. Want sy het haarself oopgemaak vir 'n demoniese die dag toe sy my begin verneek het met 'n ander man. Maar die gebrokenheid van die kinders, en ek wil dit weer sê, vir die manne wat goed entertain in jou kop, jy gaan jou nie opneek nie, maar jou kinders se kinders se kinders se kinders gaan die vrug daarvan eet. Oor jou slapgatgeit en goed hier toelaat. Stop dit. En as jy groot en sterk is, dan kry ek 3 manne en ons nooi jou vir 'n gebedssessie. En ons sê vir jou, nee broer, jy is net hier vir bevryding, ons gaan saam met jou bid, jou oë toemaak, gaan ek jou nok. Ek gaan jy soos in die old school liberty. Is ons liberty, wat is gesê? Hy sê, sussie, hy het my geliberty, en as jy val, gaan ek sê, dit was die Here, jy het nie gesien nie. Ons sal jou accountable hou in hierdie plek, amen. Ok, ek bly dis uit, kom ons gaan aan. Jy sal boksel kry. Efesiërs 5 vers 22, kom ons gaan aan. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Nou hier kom die reward. Ons begin altyd hiermee. 2 great skrifte wat ons altyd wil aanhaal is, ja, my vrou moet onderdanig wees. Het haar lief soos Christus lief het. Kyk mooi na haar, moenie goed in jou hart entertain nie. Wees die man van God wat jy roep, en dan sal sy gemaklik onder jou inval, want sy val gemaklik onder Christus in. Wees jy Christus? Die probleem met Jesus nie. Okay, en ek voel iets anders wat offended is, wat ek nou gesê het, ek gee nie om nie, jou pak slaas geboek. Ek wil nog altyd 'n fight hê waarvoor die Here vir my toestemming gee. Vroue, wees aan julle eie manne onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Jy verlos haar uit wat uit? 'n was in die woord. Uit 'n man van God is wat jy verlos. Uit 'n voorbeeld is. En ek praat nie eens van vrouens wat uit gebroke huise uitkom nie. Dit maak dit 2 keer moeiliker vir jou. Want al voorbeeld van 'n man is klaar is klaar stikkend. En 10 to 1 kies sy iemand uit haar hurt uit, wat soos haar pa was, wat ook seer maak. En nou moet jy dit reg kry. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrou dit ook in alles aan haar eie man wees. Ons wil daai hê. Maar wees jy Christus? Kry vir haar profetiese woord, was haar met die woord, hanteer haar mooi, maak haar toe, en die Here praat my intensie oor. Intensie oor. En ek kry dit nie altyd reg nie, ek kry dit nie altyd reg nie, ek moet dit sê, ek kry dit nie altyd reg nie. Maar ek wil harder werk daaraan. Nee? My kinders nou is in 'n huis van vrede. Ons vrede. Intense vrede. Daar's die stem van die Here, daar's 'n plek waar ons mekaar was in die woord, daar's 'n plek, ek en my vrou het gisterand 'n gesprek, en ek sê vir, ek gaan nou maar uit die huwelikheid praat, en ek sê vir Liefie, I disagree met wat jy nou gesê het, ek stem nie saam met jou nie, maar ek sal nooit vir die kinders, voor die kinders sê, ek stem nie saam met jou nie, toe hulle instap en hulle sê, ja maar, ons moet praat hieroor, en ons moet redeneer daaroor, sê ek, jou maat gepraat. Verstaan ons mekaar? Ons gaan nie debatteer hieroor en gaan wip jou gat op 'n ander plek. Sy het gepraat. Jy sal in lyn kom. Toe hulle uitstap, sê ek, "Fok, stem nie saam met jou nie." Ek wil jy moet dit weet. En toe praat ons daaroor. En na 'n lekker gesprek, sê ek vir okay, ek sien wat jy sê, ek stem nou saam met jou. Maar nooit sal ek al openbaar voor hulle nie. Nooit sal hulle agterkom dat ek nie al rug het nie, want ek wil hier die Here met my antwoord.
ek wil hê sy moet geliefd voel. Ek wil afsluit met hierdie skrif. Vrou, jy mag nie jou man weier nie van seks. Okay? Maar kom ons kyk wat Paulus dadelik sê, en ek hoop vir julle onthou wie jou vrou kyk nie nou nie. Paulus sê dit, hy sê, ek sê dit nie as reël nie, maar as voorstel. Gaan lees die volgende vers. Hy sê, ek stel dit voor, dat jy nie battle nie, nie sink nie. Maar my vriend, as jy jou vrou op 'n plek kry wat sy geliefd voel, as jy jou vrou op 'n plek kry, waar sy voel, jy maak haar toe, jy staan vir haar, jy verstaan, jy kry dit goed reg. Nee? Jy is Christus vol. Ek beloof jou, uit hierdie plek uit voel sy geliefd, en ek beloof jou, die seksuele gaan nie 'n probleem wees nie. Gaan nie 'n probleem wees nie. Jy hoef nie vir haar te sê nie, sy gaan vir jou sê, yes my liefie, jy is die hotste ding wat al ooit was. Jy is die mooiste bal wat ek ooit gesien het. Jy is sportief gebou, soos 'n sokkerbal, amen. Net waar jy sit, kom ons bid sommer saam. Sê net, Here Jesus, wys my of ek my vrou reg hanteer. U is my hoof, en ek is haar hoof. Ek wil dit geestelik reg kry, Here. Ek wil krag uit die hemel uit sien manifesteer oor ons. En ek hoor hoe die Here sê, hanteer hom mooi. Ek het haar vir jou gegee. Sy is myne. Dis iets wat ek vir jou gegee het, wat deel word van jou, soos 'n wapen in jou hand, soos 'n vuurwapen in jou hand, het ek haar vir jou gegee om deel van die oorlog vir jou te wees. En ek sien 'n deel van jou wapenrusting, en ek hoor hoe die Here sê, deel van jou wapenrusting, soos jou helm, soos jou borsharnas, soos jou swaard, is jou vrou. As jy reg kan hanteer, waar twee of meer saamstem, hoor ek jou gebede, en ek voel, ek sien letterlik 'n deel van ons wapenrusting, wat nie genoem word as deel nie, maar dit is jou vrou. Dankie Here daarvoor. Wil jy my volgende bid, as jy enige vrou net sommer in jou gedagtes toegelaat het, sê net, Here, ek is jammer. Net my vrou sal in my gedagtes wees. Ondersoek my hart, Here. So, skielik is die hemel oop. En ek wil hê, gebruik hierdie tyd net, en wat jy ook al nou met die Here wil deel, vat net 'n paar minute en vra vir die Here, vir wat jy ook al wil nou, want die hemel is oop, jy het repent, jy het dit voor hom gebring, dis skoon. Jou gebed nou gaan dadelik gehoor word. Bring net jou gebed nou voor die Here. Dankie dat ek sommer vir elke man nou kan bid vir deurbraak, Here, soos in die hemel, so ook op die aarde, want ons het nou 'n skoon kanaal voor U. Ons het U oneindig lief, Here. Daar is niemand soos U nie. Manifesteer U self in hierdie plek. Dankie, Heilige Gees. Sheketarotosi. Sarabati. Ek sien hoe die hemel reg rondom ons manifesteer. Ki sarabato sitarabacho. Jesus, laat die hemel manifesteer op aarde nou. Deurbraak, Here. Voorsiening, Here. Wil jy net een gebed sommer bid? Sê, Here, ek vertrou U nou vir 'n lewe en 'n lewe in vol. Vir my en my gesin. Nou in Jesus naam. Sheterakato.
Hisararabatera rarabato. Dankie Heilige Gees. Sjoe. Woe. Amen. Dis wie kon nie die Here op het gevoel het, né? Crazy. Ek wil afsluit hiermee en ons almal weet eer jou vader en jou moeder en jou daarsal. Ek kon dit voel. Ek het eendag kwaad vir my pa en ek vloek hom. Ons stampkop en ek vloek en ek is kwaad en ek voel 'n vervloeking kom oor my net na dit. Want hy sê vir my hierdie en hierdie sal met jou gebeur omdat jy so met my praat. Ek gaan terug na hom toe ek sê, "Jo, ek is jammer. Ek het nog ooit in my lewe so met my pa gepraat nie. Ek praat nie so met my pa nie. Ek het baie respek vir hom." Ek sê, "Vat dit terug. Asseblief." Hy sê, "Is reg, ek val dit terug en ek voel hoe daai ding lig." Nie 'n fout maak nie. As die Here sê, ek hoor jou nie omdat jy jou vrou sleg hanteer, bedoel hy dit. Okay. En ons moet 'n aggressiewe standpunt teen hierdie goed inneem. Dis kom ek vir jou sê, as jy jou vrou verneek en ek vind dit uit, gaan jy pak slaag kry, dis negotiable nie. Net ek nie, elke tweede ou in die kerk gaan net in jou kop klap, want ons moet verantwoordelikheid vat vir mekaar. Amen. Okay. Laaste ding wat ek gesien het, wat vir my so amazing is, nog nooit beleef in my Here in my lewe nie, dat die Here sê, die deel van jou wapenrusting, wat nie geskryf word nie, is die hanteer van jou vrou. Sy is soos 'n geweer in jou hand. Sy is 'n wapen. En weet jy wat sien ek? Ek sien een van daai ysterballe met dorings aan wat die ouens so geswaai het in oorlog. Dis nie 'n swaard nie, but it's 'n add-on. Ek gee vir jou wat 'n hulp. Die reg hanteer van haar is jou wapen wat jy kort. Jo, wie gaan sy vrou blomme koop? Och, halleluja. Halleluja. Wie gaan vir haar choppy braai se sy daarvan hou? Amen. Het jy vrou lief is as jy eie vlees lief het? Amen. Bless julle boys.